Hallo, ek is George Cockrell van Hennies Trekkers op Mamasbury. Ek is heel goed in my marker daar. En hier agter my is ons 8737S. Dit is ons 370 perdkrag trekker. Ons huidige vlaggenskap, iets waarop ons baie trots is. Onder by ons in die Weskaap is daar verskeie verskillende tipes landboubedrywighede, alles van vrugte tot by groente, vee, selfs fyngraan, koring en hier en daar jou odd mielies as jy wil. Trekker is ideaal vir die omstandighede hieronder met ons ongelykhede, die plat gedeeltes hier en daar. Ons harde grond, net voor die winterreënval kom en dan natuurlik net soos 'n algehele gerieflikheid vir gebruik. Jy kan hom gebruik vir plant, jy kan hom gebruik vir rib, jy kan hom gebruik vir baal. Enigiets wat jy dalk wil gebruik of wat jy hierdie klas van perdkrag behoefte benodig, die trekker is ideaal daarvoor. My naam is Skalk Forster, ek is 16 jaar oud en ek is 'n leerling by Hoër Landbouskool Boland in die Weskaap. En ek gaan eendag na skool vir my pa gaan help in die boer net uit en teen oorvat eendag. Ons nou op die oomblik, ons het seker so 9 meisies van ou 65 tot die heel nuutste 308 sportmodelle van enigiets reg oor die lyn het ons daarmee. So hier onder in die Weskaap het ons baie nat winter en dit is gewoonlik so hier van Mei maand se kant af waar dit regtig begin intree, beteken 'n bietjie April afhangende, dit varieer maar 'n bietjie. Gewoonlik voor die tyd is dit maar lekker baie warm en droog, so baie harde grond vir al as die ouens moet begin bewerking doen of begin plant. En dan hier nader aan die wintertye, dan raak dit nogal taamlik nat en koud by ons. So die omstandighede is maar baie varierend, maar dit val baie mooi in plek tussen die winter en die somerperiodes. So met betrekking tot brandstofverbruik het ons al verskeie en baie goeie terugvoering gekry van ons kliënte wat alreeds van hierdie trekkers by hulle in die veld het. Kyk natuurlik, jou brandstofverbruik gaan natuurlik varieer van die applikasie en natuurlik jou terreinomstandighede. Maar dit is waarvoor hierdie trekkers gebou is met hulle VT-transmissies, maak dit net soveel meer geriefliker en gemakliker. Dit is 'n perfekte kommunikasie tussen ratkas en engine wat altyd seker maak jou trekker gee genoeg vir wat jy moet doen. En as hy nie so baie nodig het nie, dan vat hy 'n klein bietjie terug. En dis natuurlik waar die impak van brandstofverbruik gaan begin inkom. So die trekker het 370 perdkrag, maar daai krag moet iewers heen gaan. En dis natuurlik waar die lyf van hierdie trekker in die prentjie inkom. Nou, die oomblik as ons 'n totale maksimum toelaatbare belading op hom toegepas het, dan weeg hy 18 ton. So ons het die gewig vir die krag en dan natuurlik ook die wielbasis van hierdie trekker. Hy het 'n baie langer wielbasis as verskeie ander trekkers wat jy in dieselfde krag kry. Lengte, wielgroottes en natuurlik die gewig van jou trekker speel 'n massiewe rol met hoe daai krag op die grond gesit word. Ek het hom in aksie gesien en dit was nogal interessant om hom in aksie te sien. So 'n trekker se doel sal nou op jou groot saaiplase wees om plante te sleep of enige grondbewerking implemente sal die trekker se doel wees, maar ek dink hy is 'n uitstekende planttrekker maak. Dis definitief 'n uitstekende trekker en het almal se verwagtinge verbaas. Omdat ons grondomstandighede so taaf is in die somertye, is dit nodig om daai krag op die grond te kry. En as jy nie gewig het en jy het nie die lengte of die regte bande op jou trekker nie, gaan al daai krag maar eintlik net op die einde van die dag verlore gaan met wielglip. En dit is nie wat jy wil hê nie. Meer wielglip, dis meer brandstof wat jy mors. En op die einde van die dag, bande is ook nie meer deesdae goedkoper nie. So kyk na jou bande ook en jou trekker as 'n heel. En om die tegnologie in die trekker self fisies te beleef is net heeltemal anders en iets nuuts. So is nogals lekker om dit te beleef. So binne in ons 8737s, basies almal van ons 8700S reeks en so ook van ons kleiner reeks trekkers, hoër spesifikasie trekkers, hulle almal kom klaar met guidance uit. Hierdie enetjie byvoorbeeld, die limited edition wat hy het 'n data 5 skerm wat meeste van ons ander trekkers ook gaan in hê. Hy het ook die addisionele FieldStar 5, as jy nou byvoorbeeld jou trekkerverrigting op een skerm wil doen, kan jy jou ISOBUS implemente of jou GPS deur die ander skermpie laat hardloop. Ons het dan ook natuurlik die opsie van Centerpoint en Rangepoint guidance, maar dit is op jy vir die dag watter behoefte vir jou die meeste gaan sin maak. Ek hou van 'n meisie, dis net altyd, jy kan in die stoor instap, jy kan 'n sleutel kry en jy kan opklim en jy kan hom start en jy weet hy gaan altyd daar wees en die diens is uitstekend. Hoekom moet jy 'n Massey Ferguson koop? Baie eenvoudig. Ons kyk na alles. Ons trekkers word gebou met die operateur en die eienaar as 'n geheel in gedagte. Ons kyk na die kleiner goedjies, ons maak dit veel meer gerieflik. Ons trekkers bied enigiets aan vir enigiets wat jy op jou plaas benodig het of graag wil doen. Wat maak hom die beste? In my opinie, Massey Ferguson. Wat meer wil jy hê?